Dit is 'n ongelooflike belewenis om hierdie te beleef saam met jou, want soos wat jy praat, ervaar mens die passie in dit wat jy doen. Dit was nie net 'n werk nie, dis 'n droom, dis 'n passie en mens kan sien dit is met baie liefde gedoen. En dit is hoekom jy vandag hier is, want dit is nie net 'n besigheid wat oorgegee is nie, maar jy het saam met jou pa van jongs af begin en saam met hom beweeg, al sy kennis opgebou en vandag sit ons hierso en jy is in beheer van Tullamarine. Ja, ons twee daai beklei. Sy idees en my idees. En dan kom ons iets wat vir ons albei werk en dan bou ons weer iets. Maar dit is waaroor ons ook vroeër gepraat het, dit is die ou bloed en die jong bloed. En as jy dit saameng, dan sit jy met 'n wenresep, want jy bly op tyd en jy het heeltyd daai nuwe resep, 'n nuwe bloed in die ding, sodat jy ook op paar kan bly met vandag se goeders. En ja, dit is besonder wat julle hier doen. Ek moet vir jou sê, as jy buite, ons gaan julle 'n bietjie later wys hoe lyk dit buite en al die skepe wat hier buite staan. Kyk, ons praat nie hierso van klein roeibootjies nie. Ons praat van massive projekte waarmee julle besig is. Vertel my, wat is die grootte, wat is julle grootste skepe wat julle al gemaak het? Uiteindelik bou ons tot op 83 voet, wat 26,5 meter is vir die nuwe generasie. Dit is die grootste wat ons bou huidiglik. Ons het 'n nuwe produkreeks geskep wat 31,5 meter is. Want soos die industrie verander die behoeftes en dit is nie groot genoeg vir wat die nuwe markte wat ons aandui bevredig nie. So die volgende boot wat gekom sal 1,5 meter wees. Dis verskriklik groot, né? Ja, dis groot. Ons gebou is actually te kort vir 2 bote want hy is net 65 meter lank so. Maar soos ek met pa sê, ons bou die boot, ons baie later waar ons hom gaan sit. Ja. Sê gou vir my, hoe lank vat dit om so 'n boot te bou? Dis nou soos geboorteskep. Die groot bote vat 9 maande. Van ons begin tot hy in die water gaan. Die kleiner bote, soos die 5-wiel bote wat hy mee begin het, hulle vat 3 maande. En dit is alles veselglas? Alles veselglas. Sê vir my, en dan van watter area is julle landwyd, wêreldwyd, van waar af kan julle kliënte diens? Enige plek in die wêreld. Ons het mense van Angola, Mosambiek, ons het al vir Sint-Helena Eiland gestuur. Tristan da Cunha. Ons het al vir Bazaruta gebou, landing crafts wat die resort service. So ja, enige iemand wat toegang tot ons het, kan ons 'n boot bou. Ons custom bou. Ons bou nie 'n produkreeks nie. Jy sê wat die behoeftes is en ons bou wat jy benodig. Dis wat ek jou nou wil vra. Dis nie net visbote nie, dis enige tipe bote. Ek wil net aanvul wat Antonie sê, in die wêreldwyd van in die middel van 2006 toe kom hier 'n persoon aan moet 'n prokureur en 'n argitek van Noorwe af. En hulle kom kyk ons plek, het ons stel belang in bote en so. Toe sê die een persoon wat saam was, hy is die eienaar van die toekomstige bote. Hy het 'n bote gehad en dan sy prokureur en die argitek. Toe ons plek gekyk het en die kwaliteit van werk kyk en hoe ons bote ontwerp is en so aan. Toe sê hy vir sy argitek en vir sy prokureur daar, toe sê dat hulle soek nie ver nie, want wat toe baie ver in die wêreld gaan toer om 'n plek te kry vir die bote. Toe sê hulle soek nie ver nie, want hier is die beste plek. 'n jaar en 'n half het ons gewerk aan daai projek met hulle. Hulle bou kleiner bote, 15 meter lang bote, maar ook vir persenie, vir so. En ons het saam gewerk met ontwerp en al so. En toe ek het oorgegaan die eind van 2007, toe gaan ek oor Noorwe toe. En toe teken ons die kontrakte. Toe sou ons daai volgende jaar Februarie maand begin met die eerste boot van hulle. En toe gaan die banke bankrot 2008. Toe gaan 'n jaar en 'n half se werk van toe vlieg op en af als weg. Net Recessie. Recessie, Ja. 2008. Val als plat.
So die mense dink ook van ons in die ander dele van die wêreld ook, jy weet. Dit is nie daai jaar net 2 bote gebou nie, omdat daar was nie geld nie. Ons het net 2 bote op ja. So dit is daar waar julle woord is julle eer. As iemand by julle kom aanklop, kan hulle met 'n geruste hart sit. Hulle gaan hulle produk kry waarvoor hulle betaal. En dit sê baie. Maar daar's nou een ding waaroor ons 'n bietjie vroeër gesels het wat baie spesiaal is vir my en wat ek nou wil hê jy moet vir die kykers vertel. Vertel vir ons van hierdie name wat hier agter jou is op die muur. So dit is soos 'n gedenkenis aan al die mense wat hier gewerk het. So elke naam wat op hierdie lys is 'n werker wat by Taliban gewerk het. Van hulle het hier gewerk vir 'n oggendskof voordat hy nie meer werk nie. Van hulle het donkie jare van het afgetree op meer as 30 jaar diens. En ons het so 'n bord wat hier buite op die hoek staan. En die mense wat hier was, wat al afgetree is, wat nie meer werk nie, kom, hulle vind hulle naam en dan sal hulle ons tag op Instagram of Facebook om net te wys, hierso was ek, hier's my naam op die bord. En hierdie is opgesit begin laas jaar, so almal van hierdie 88 tot begin laas jaar is op hierdie bord op die muur. Dit is baie besonder want dit sê vir 'n mens jou besigheid is gesond. Want elke ou wat vir jou werk is nie net 'n nommer nie. Dis 'n naam. En net daai klein bietjie vir 'n werker sê ek word raak gesien en ek maak 'n verskil. So dit is nie net die kliënte wat julle diens met liefde en respek en baie professionaliteit nie, dat julle werkers wat vir julle werk met liefde en waardering hanteer. En dit sê baie vir 'n firma. So dit is baie spesiaal wat julle doen en ons sê baie dankie daarvoor. Ek glo, ek kom werk omdat ek wil werk, ek kom nie omdat ek moet nie. Ja, jy sien dit sê baie. En my pa is afgetree en ek kom nog altyd werk toe. Nog elke oggend vir hom 2 eiers maak vir middagete. Ek kom by die huis hier. Nee, kyk, 'n gelukkige werker werk vir jou omdat hulle vir jou wil werk, nie omdat hulle hier moet wees nie. En dit weerspieël ook in hulle vakmanskap. So hier gaan jy weet jy het 'n gelukkige werker wat vir jou werk, wat aan jou boot werk, wat jy waarde vir jou geld gaan kry by Talimarine. Daar kan Antonie vir jou mooi vertel hoe ons almal se manne waarvan hulle kom. Ja, ons het bitter min gekwalifiseerde mense. Meeste van die mense wat by ons werk het hier gekom as uit die vloerige vee of as 'n handlanger en ons leer almal, hy het geleer en ek leer hulle self tot hulle ambag het en hulle kan 'n ambagman pos vervul om te bou wat hulle moet bou. Want die mense wat hier rond is het nie kennis nie en het nie kwalifikasies nie, hulle het nooit die geleenthede gehad nie. En ek glo nou het hulle dit en baie van al die mense wat nou in 'n voorman pos is, 'n bestuurspos het die begin as niks. Onder hulle pad opgewerk. Nou wat wil jy meer hê? Baie dankie. Ons is bevoorreg om so 'n ongelooflike plek op ons stoep te hê. En ek glo ons kykers sal ook hier verbyry as hulle naby St Helena Baai kom ry hier verby die St Helena Baai se hawe hier. Kom kyk waar Talimarine, dis beautiful hier. Die hawe is baie mooi, die skepe wat hier lê is regtig indrukwekkend. Kom ons hoor gou, is dit skepe of is dit bote? Dis bote. Skepe is daai groot wat in die see lê. Nou ja, dit daar skeite, is eintlik skeite. Nou kom loer na hierdie pragtige skeite wat hier lê, want dit is regtig baie mooi. Ons was nou die dag in Saldanha gewees en daar het die mense ook met baie lof van julle gepraat. So baie dankie daarvoor. Dankie vir die diens wat julle ons mense bied en ons is baie trots om hierdie firma op ons stoep te hê en vir die kykers te kan wys. Baie dankie dat ek kom besoek af het. Waardeer. Dis 'n groot plesier. Nou ja, toe. Mooi dag.